Vanaand sluit ons dan ons reeks, wel ons sluit dit nie heeltemal af nie, ons sluit dit eers Sondag af, bid en vra vir die Heilige Gees op grond van God se beloftes. Die teksgedeelte vir dit is Jesaja 62, daar staan 1 en 6 tot 7, ek het net 6 tot 7 opgesit, ons sal later 1 lees. Voor ons daar saam lees, kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons as die kinders so by mekaar kan wees, dankie dat ons U kan ken, dankie dat ons weet U het ons geroep, U het ons gered deur die bloed van Christus. Ja Here, U het deur U Gees ons harte omgekeer en omgedraai en vir ons na U toe getrek. Ja Here, U genade is en was groot in ons lewe. Ons aanbid U, ons eer U, ons loof U en ons prys U. Ons dankie dat ons vir U kan ken. Dankie vir U woord. Dankie vir die paar aande wat ons ook kon saam wees om ook U te kan aanbid, U woord te hoor. Ja Here, om ons op U in te stel en op U in te fokus. Ons bid ek vir vanaand dat U deur U Gees met ons sal praat, waar ons ook oor 'n baie belangrike onderwerp gaan praat en dat U deur U Gees U woord ek vir ons sal oopbreek, vir ons verstaanbaar sal maak en dat op ons harte sal skryf, deel sal maak van ons lewens. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek lees vir ons saam Jesaja 62 vers 6 tot 7. Op jou stadsmuur Jerusalem het ek wagte uitgesit. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy Jerusalem 'n loflied op aarde gemaak het. Nou ons tema is vra vir die Heilige Gees op grond van God se beloftes. Nou Pinkster staan ons stil by die Heilige Gees en op Pinksterdag het die Vader op grond van vele beloftes, ons is by die beloftes, op grond van vele beloftes in die Ou Testament, het die Vader deur die Seun die Heilige Gees uitgestort op daai 120 disippels wat saam gebid het in die Bofortrek en gegee as gawe aan die kerk. Hulle het vir 10 dae gebid, omdat die Here Jesus voor sy hemelvaart uitdruklik vir hulle gesê het, hulle moet wag vir die Vader se belofte van die Gees wat hulle sal toerus met krag uit die hoogte. In meer as een plek het Jesus dit vir hulle gesê, in Lukas 24 ook, en kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met die krag uit hoogte toegerus word. Kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, tot julle met krag uit die hoogte toegerus word. Nou die profete in die Ou Testament het geprofeteer dat God die Gees op sy volk sal uitstort in die nuwe bedeling wat kom. Vandaar die belofte van die Vader. En God sal dit doen deur die Messias koning wat voorspel is deur die profete. Wat die Gees in ongekende oorvloed en maat op sy kinders sal uitstort. Dit is die hele boodskap van die Ou Testament. So Pinkster maak glad nie sin as jy nie die Ou Testament het nie. Die profeet Jesaja vergelyk dit met reën en waterstrome wat uitkoms gee na droogte aan die dorre aarde. Want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou nageslag en my seën op jou nakomelinge. Jesaja 44 vers 3. Ek vat net sulke enkele tekste. Dan die profeet Joël profeteer dat almal deel van God se volk sonder onderskeid die Gees sal ontvang. In die Ou Testament was dit enkele profete, hier 'n koning, nie almal het die Gees so ontvang nie. Maar dan kom Joël en hy sê, ek sal my Gees uitstort op alle mense, dan sal julle seuns en julle dogters profeteer, julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Niemand is uitgesluit nie.
Die profeet Jesegiel profeteer dat die Gees nuwe harte gaan gee, 'n nuwe gehoorsaamheid gaan gee. Hy profeteer, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my bepalinge nakom en uitvoer. Die profeet Jesaja beskryf aangrypend die geweldige verskil wat gaan kom wanneer die Gees uitgestort word. Amper soos die voor Pinkster en die na Pinkster ervaring. En as daar hierdie besondere teks in Jesaja 32 vers 15 waar ons lees, sê Jesaja, so sal dit wees totdat die Gees van bo af op ons uitgestort word. Dan word die woestyn 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos aangesien word. Kragtige beeld. Te sê wanneer die Here se Gees begin werk, dan gaan die woestyn 'n vrugteboord word en die vrugteboord gaan so dig word dat dit vir 'n bos aangesien word. Dis die taal wat gebruik is. So na Pinksterdag het die apostels geweet dat die belofte van die Vader is vervul. En hulle het die Ou Testament geken. En Jesus het dit ook gesê. Deur die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. En wanneer Petrus op Pinksterdag na die uitstorting van die Heilige Gees vir 3000 mense preek, die Jode het bymekaar gekom. Uit die ander lande wat met Pinksterfees daar was. Dan begin hy met sy preek met 'n aanhaling uit die profeet Joël. Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël aangekondig en dit sal in die laaste dae gebeur, sê God. Ek sal my Gees op alle mense uitstort. En dan verder in sy preek verduidelik Petrus presies wat op Pinksterdag gebeur het en hoe Jesus die belofte van die Vader vervul het deur die Heilige Gees uit te stort. Heeltyd die belofte. Handelinge 2:33 lees ons nadat, dan preek Petrus, sê nadat Jesus Christus tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort. Dis wat julle sien en hoor. Die Seun het dit uitgestort, het dit van die Vader ontvang, die belofte. En wanneer die skare aangeraak is deur sy boodskap en wil weet wat hulle moet doen, dan antwoord Petrus hulle en hy sê vir hulle, bekeer julle en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang, want die belofte is bedoel vir julle en dan staan daar ook en vir julle kinders en vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep, almal wat daar ver is. Almal wat tot geloof kom, die belofte van die Heilige Gees is vir hulle. Dis soos die apostels dit verstaan het. Die belofte van die Vader, die Heilige Gees is bedoel vir almal wat hulle bekeer en in die Here Jesus glo. En daarby het ons nou al redelik uitvoerig stil gestaan. Paulus bevestig dit in Galasiërs 3:14 wanneer hy sê, so het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Omdat as jy tot geloof kom, ontvang jy die Gees wat die Vader beloof het. So dit is duidelik, die Heilige Gees is die erfdeel van almal wat in Jesus glo op grond van die belofte van die Vader. En op grond van die belofte van die Vader het jy as gelowige die Heilige Gees deur wie jy wedergebore is as gawe ontvang. Die teks het ek omtrent nog elke aand vir julle gewys. In hom is julle toe julle tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Kan jy sien hoe kom die belofte om mekaar voor? Dit is beloof. En God is getrou. Hy hou sy beloftes. Nou is daar gelowiges, as hulle dit nou alles gehoor het, dan gaan hulle vir my sê wat met reg sal vra, dis goed, alles goed en wel, maar wanneer ons nou lees van die krag en die volheid en die vrug van die Gees wat hy in oorvloed, daai beelde wat die profete gebruik, aan gelowiges gee, dan is ons ervaring dat ons min daarvan in die kerk sien en ook soms min daarvan in ons eie lewe beleef. Ons weet dat die Vader die Gees beloof het en ons weet op grond van God se beloftes dat ons die Gees ontvang het, anders sou ons nie Christene gewees het nie, maar dit voel of ons eie ervaring nie klop met die oorvloed waarvan die Bybel praat nie. Dit is mense se ervaring. Neem Jesus se belofte in Johannes 7 vers 37 tot 39 as voorbeeld. Jesus se woorde
in Johannes 7 vers 37 tot 39, ek het gisterand ook aangehaal, gryp terug na God se belofte in Jesaja 44, waar die Gees se oorvloed vergelyk word met waterstrome op droë grond. Daar sê Jesus, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Daar's niks onduidelik daarin nie. Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê, wat die wat in hom sou glo, sou ontvang. Nou baie gelowiges sal sê, ek kan getuig van die Gees se werking in my hart, in my geloofslewe, en as ek terugkyk op my lewe, dan kan ek dit sien, en as daar ook ander gelowiges wat getuig, en sê, ja, hulle kan die Here in my lewe sien, maar om te praat van strome, lewende water, ek weet hom nie, ek weet nie of dit heeltemal klop met my lewe nie. As ek na my eie lewe en die lewe van die kerk kyk, lyk dit eerder soos druppels wat val. Dit lyk eerder soos druppels as daai strome wat so bruis. En 'n mens kan nie mense se belewing en ervaring wegvat nie. Gisteraand het ons gehoor dat gelowiges die Heilige Gees, dit kan deel die rede wees waarvan ek nou gepraat het, dat gelowiges die Heilige Gees as die derde persoon van die goddelike drie-eenheid kan bedroef, kan weerstaan en selfs kan blus en selfs kan laster, en dan kan jy nie vergewe word nie, deur sonde en deur ongehoorsaamheid. En daarom is dit steeds ons verantwoordelikheid om onsself voor die Here te verootmoedig in nederigheid, in gebrokenheid en afhanklikheid, om daagliks te vra, soos ek ook gisteraand gesê het, dat die Gees ons opnuut sal vul met sy teenwoordigheid en krag. Dat hy as die een wat ons die lewe gegee het en in ons woon, dat hy al hoe meer ons lewe sal beheer en regeer, en dat die vrug al hoe duideliker sal word in ons lewe. En dat ons daagliks moet vra dat die Gees ons sal vul om Jesus sigbaar te maak in ons lewe, kan ons doen op grond van God se beloftes. Grond van God se beloftes. En dis die belofte wat ons reg in die begin ook gelees het. So ek het nou gekyk na die beloftes op grond waarvan God die Heilige Gees uitgestort het. Nou gaan ek kyk na die beloftes op grond waarvan ek en jy kan vra dat die Here ons opnuut sal vul met sy Gees. En dis wat Jesus gesê het, die bekende teks, as julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. In Lukas 11, waar hy leer oor gebed, en aan Paulus se opdrag word vervul deur die Gees. Dis beloftes wat die Here vir ons gee. Nou die enigste vaste grond, op grond waarvan ons as gelowiges vir die Vader kan vra, om ons opnuut te vul met sy Gees, dat die Gees wat reeds in ons is, die beheer sal oorneem, wanneer ons net druppels ervaar, en nie die strome nie, is tweeledig. Daar is 'n tweeledige fondament, as ek dit so kan noem. En die eerste ene is, ons gaan as gelowiges na die Vader in die naam van die Here Jesus. Nou dit ken ons goed. Almal bid in die naam van Jesus. Party mense wil die naam van Jesus soos 'n towerwoord gebruik. Hulle dink as hulle dit gebruik, dan gaan daar iets gebeur, net omdat hulle die naam gebruik. Maar om te bid in Jesus se naam beteken dit ek bid. Die fondament waarop ek bid is die Here Jesus se kruisdood en sy opstanding, sy verlossingswerk. Dit wat hy gedoen het om my te verlos. As hy deur sy kruisdood en sy opstanding vir my verlos het, dan kan ek in sy naam bid, want ek deel daaraan. Dis die vaste fondament waarop ek voor die Vader staan, om in Here Jesus se naam te bid. Dis dieselfde as om te sê, ek gaan na die Here toe deur sy bloed. Mense is lief om om dit so te stel. Daar's ook Bybelse gronde daarvoor, om te bid op grond van sy bloed, wat die pad na God se genade troon oopgemaak het. Dis in Jesus se naam, dis op grond van sy verlossingswerk. Dit is wat die skrywer in Hebreërs bedoel wanneer hy skryf in Hebreërs 10, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus
vrye toegang tot die heiligdom. Dis in sy naam. Dis op grond van wat hy gedoen het, omdat ek daarin deel het. Daarom kan ek na hom toe gaan op grond van dit. Tweede fundament, God verhoor ons gebede as ons iets vra volgens sy wil. Volgens sy wil. So iets vra volgens sy wil. Want Jesus self het ons geleer om te bid, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. God laat sy wil geskied. Soos ek vra iets volgens sy wil, dan sal dit gebeur. Dit sal gebeur. Want hy laat sy wil geskied. Om met die Heilige Gees vervul te wees, is die Vader se wil vir my lewe en jou lewe. Daarvan getuig al die beloftes van die Vader, dat hy die Gees aan ons in groter oorvloed wil gee, en daarom kan ons daagliks met vrymoedigheid daarvoor vra, want dit is sy wil om die Gees aan ons te gee. En in die Evangelie van Johannes gee Jesus vir ons vele beloftes. En dan gaan Jesus so ver om te sê, ons kan enige iets in gebed vra, in sy naam, en volgens God se wil, dan sal die Vader dit gee. Dis amper soos 'n man wat kom met 'n oop chequeboek en sê, ons het nou nie meer, lyk nie as met 'n chequeboek nie, maar jy sit hom daar neer en jy kan net invul wat jy wil invul. Maar dit moet in sy naam wees, en dit moet volgens sy wil wees. Ek gaan net vir julle van hierdie beloftes gee, want dis beloftes wat ons moet vasgryp. Paulus sê in Korintiërs, Jesus Christus is die ja en die amen op al God se beloftes. Nou Jesus maak hierdie beloftes in Johannes, van Johannes 14 af tot 16 is omtrent 6 beloftes. Johannes 14 vers 13, en wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. Vers 14, as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ek sal dit doen. 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. 15 vers 16, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. 16 vers 24, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, vra en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ongelooflike beloftes, die een op die ander ene. En in sy brief, dan bevestig Johannes dit en sê hy, en dit is die vrymoedigheid wat ons voor hom het, dat hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra. En as ons weet dat hy ons verhoor in alles wat ons vra, weet ons dat ons alles ontvang wat ons van hom vra. Dit is absolute sekerheid. Ek dink is duidelik, God verhoor sy kinders se gebede in 'n sekere sin onvoorwaardelik, maar daar is tog voorwaardes. En sonder uitsondering, as dit in Jesus se naam en volgens sy wil is. En die in Jesus se naam beteken ek 'n deel aan sy verlossing, maar mense sou meer daaroor kon sê dat ook ek in hom bly, hy in my is en ek in hom. Daar dit te doen met my verhouding met hom. In sy naam, volgens sy wil. Maar nou gaan hy vir my sê, maar ek vra in Jesus se naam, want ek is sy kind en ek vra volgens God se wil, want dit is sy wil om my sy gees aan my te gee. Dat strome van lewende water sal vloei, maar ek beleef dit nie. Miskien moet ek nie die partykeer sê, partykeer beleef jy dit nie, maar ander mense sien dit. Partykeer beleef jy dit nie, maar God gebruik vir jou op 'n manier wat jy nie eens van bewus is nie. Dis die ander kant daarvan wat ek nie nou oor wil praat nie. Partykeer kan mense die Here Jesus so duidelik in jou sien en hulle sal tot bekering kom oor dit en jy sal dit glad nie eers weet nie. Dis soos God kan werk. En dan is dit deur sy gees. So partykeer wil ons dit bewuslik ervaar, baie keer doen ons dit nie. Maar baie keer bid ons en dan sê ons, Here, maar hierdie strome van lewende water,
Dit vloei nie, ek beleef dit nie. Dan is die vraag, vra ek regtig volgens God se wil? God het een wil vir die volheid van sy gees in sy kinders se lewens. Hy het een wil, as dit kom by die volheid van sy gees. In Johannes 14:13 sê Jesus, en wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. Dis vir ons 'n aanduiding, ons het die eerste aand daarby uitgekom. Sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. Maandag aand het ons gehoor, dat die Heilige Gees se hoofdoel in skepping en herskepping is, skepping wat ons sien, en die herskepping van verlore sondaars tot kinders van God, is sodat God verheerlik word. Dis die doel. Daar waar die Heilige Gees vul en leef en regeer en beheer, gaan dit oor God se verheerliking. En dat die heerlikheid van God sigbaar word, die uitstralende mag van sy wese, en dat hy die eer ontvang. Nou, hoe verheerlik die Heilige Gees die Vader wanneer hy God se kinders vervul met sy teenwoordigheid en sy krag? Hoe verheerlik hy? As ek hom bid dat hy my sal moet vul met sy Gees, hy maak vir Jesus sigbaar. Dis hoe God verheerlik word. Dis die uitsluitlike doel van die vervulling met die Gees in my lewe, om my toe te rus, maar bo alles, om vir Jesus sigbaar te maak. Hy maak vir Jesus duidelik en sigbaar in God se kinders, sodat God se heerlikheid, sy karakter, sy liefde, sy genade, sy heiligheid sigbaar word. En God al die lof en die eer ontvang. Dis die hoofdoelwit. Ons ken almal mense wat voor hulle bekering en na hulle bekering lyk hulle soos dag en nag. Jy kan in hulle oë, in hulle gesigte, jy kan net in alles sien, dis 'n ander mens die. Ek dink ek het genoem van die aande dat ek by van die Himba Christene wat ek ken, ek het hulle geken voor hulle bekering en ek ken hulle na hulle bekering en hoe drasties hulle verander het. Hulle is ander mense. So dis wat die Gees doen. Hy maak vir Jesus sigbaar en so word die Vader verheerlik. Daarom moet ek bid dat die Heilige Gees my vul, sodat Jesus sigbaar sal word in my lewe. Hy groter, ek kleiner. Hy verheerlik word, ek verdwyn. Soos Johannes die Doper gesê het in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. Nou daai gebed is nie so maklik vir ons nie. Dis nie so maklik nie. Want hierdie eie ek, toe ons by Romeine 7 stil gestaan het ons lank daar stil gestaan. Jy kyk deur sy oë en hy's heeltyd by jou, om te sê, die Here moet meer word en ek minder, is nie so maklik nie. En as ek sê, hy moet meer word en ek minder, dan bid ek dat die Heilige Gees my sal vul, volgens die wil van die Vader, sodat die heerlikheid, die krag, die liefde, die heiligheid van die Here Jesus sal sigbaar word in my lewe, en dat ek regtig nie omgee oor my eie belange, my eie eer, wat mense van my dink of nie dink nie, laat dit by my geen rol speel nie. Nou ons weet, dit is nie heeltemal so nie. Sodat die Vader die eer kan ontvang. Hoeveel mense leef so, dat hulle regtig, daar geen soeke is na eie eer en erkenning nie. Jy hoef hom nie op die skouer te klop nie. Jy hoef hom nie sê, dis mooi so nie, hy het dit nie nodig nie. Want hy soek die Vader se eer. Dis wat die Gees doen. 2 Korintiërs 3:18 bevestig dit. Paulus skryf en sê, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus te gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe, dit doen die Here wat die Gees is. Die Gees verander ons om meer soos Christus te word. Daar's 'n heerlikheid wat van ons uitstraal, wat aan God alleen die eer gee. So sy heerlikheid uitstraal, so raak ek al hoe minder. En ek gee ook nie om nie. Maar dis nie altyd die rede hoekom ons vra vir die Heilige Gees nie. Hoekom ons bid nie. As ek vra vir die Heilige Gees, vir die vervulling met die Heilige Gees, sodat ek in oorwinning kan leef, ek in hoofletters, dat ek 'n goeie getuie kan wees, dat ek goed sal preek, dat ek 'n leier vir die Here sal wees, dat ek sal vrug dra, dat ek die gawes van die Gees sal hê, dat ek geestelik suksesvol kan wees. Kan jy sien hoe misleidend is dit? Want alles wat ek nou gesê het, kan ook goed wees.
Maar die ek staan so sentraal, dat dit gaan oor myself, en nie oor die Here nie. En as ek bid, God weet, hy ken my hart. Oor wie gaan dit? Dan, as ek so bid, gaan dit oor God, nie regtig, dit gaan oor myself. As ek bid dat die kerk moet vol wees, oor wie gaan dit? Dat ons kan sê, sjoe, kyk na hierdie gemeente, kyk na die dominee, of kyk na, hulle doen goed reg. Gaan dit regtig oor die Here? Die Here ken ons motiewe. As ons bid volgens sy wil, dan beantwoord hy ons gebede. Selfverheerliking met 'n geestelike sousie. Ons kan so maklik ons eie ek weer wegsteek met 'n geestelike sousie. Die Vader sal nie my gebede beantwoord nie, want ek vra nie volgens sy wil nie. Want eintlik gaan dit oor my verheerliking. En die Here gaan my nie los nie. Hy gaan nog steeds met my 'n pad stap. Maar dit gaan nie 'n ander pad wees as wat ek gedink het hy gaan met my stap. In Jesaja 42 dan sê die Here, ek is die Here, dis my naam, my heerlikheid sal ek nie afstaan aan 'n ander nie. 83 vertaling, ek is die Here, dit is my naam, die eer wat my toekom gee ek aan geen ander nie. God deel nie sy eer nie. Dis hy, of ek nou daarvan hou of nie daarvan hou nie, hy deel nie sy eer nie. En maandag aand was ons samevatting dat as ons om enige ander rede bid, dat die Vader my moet vul met die Gees anders as dat die Vader en die Seun verheerlik word, deur my lewe en in die lewe van die kerk, is dit soos om suid te blaas teen 'n wind wat noord waai. Niks, heeltemal niks gaan gebeur nie. God gaan eers my hart moet verander. Die Here nooi ons egter uit om te bid op grond van sy beloftes, sodat God verheerlik kan word, dat hy ons sal vul met sy Gees en dat hy verheerlik kan word. Ons gaan nou na daai Ou Testament belofte kyk wat ons in die begin gelees het. En dis in Jesaja 62, aangrypende belofte. En hier gaan dit meer oor die volk, oor die kerk, as oor die individu. Jesaja 62, op jou stadsmure Jerusalem het ek wagte uitgesit. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy Jerusalem 'n loflied op aarde gemaak het. En waaroor gaan dit hier? En hoe is dit van toepassing op ons tema? Dat ons vir God vra op grond, die Heilige Gees vra op grond van sy beloftes. Dis 'n profesie van Jesaja oor die herstel van Jerusalem. Dit gaan oor die ballinge wat moet terugkom. Jesaja het geleef voordat die volk in ballingskap gegaan het en hy het geprofeteer ook oor dat wat gaan gebeur as hulle gaan terugkom. Oor die herstel. Nadat Jerusalem vernietig is en die volk in ballingskap weggevoer is en die Here praat hier deur sy profeet. Dis 'n aangrypende profesie. Die Here het beloftes van herstel na die ballingskap gegee. Hy het vir hulle beloftes gegee. En sommer onmiddellik nog. Die profeet Jeremia het die terugkeer na Jerusalem uit ballingskap voorspel. Dit is 'n baie bekende teks wat ons nou nie altyd in die konteks lees nie. Jeremia 29, daar profeteer Jeremia, ja, so sê die Here, as 70 jaar vir Babel verloop het, sal ek aan julle aandag gee en my goeie belofte aan julle gestand doen om julle na hierdie plek toe terug te bring. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle toekoms en 'n hoop te gee. En daai toekoms en hoop lê 70 jaar vorentoe. Dis Jeremia se profesie oor die Here se belofte. Hy gaan sy volk terugbring 70 jaar later, en ons het gisterand gehoor, hy het hulle 70 jaar later teruggebring. En dis waar Esra toe nog later, 80 jaar later op die toneel gekom het. Deur Jesaja het die Here ook beloof dat hy vir Kores die pers sal gebruik om Israel te bevry van Babel. As jy Jesaja 41 tot 45 gaan lees, dan lees jy van Kores. Jesaja 45 vers 1 lees ons, so sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores. Hy noem hom gesalfde. Kores weet niks daarvan nie. Vir wie hy as heerser aangestel het en wie hy nasies onderwerp.
vers 4, terwille van Israel wat ek uitverkies het, het ek jou op jou naam geroep, hoewel jy my nie ken nie, sê die Here vir hom. So jy is 'n koning en jy doen jou ding, maar ek gebruik jou om my volk te vat en hulle terug te vat na die beloofde land toe. Dis die beloftes wat daar was. Nou kom die Here en herinner die wagters op die mure, wat gewoonlik 4 nagwake wag gestaan het, om die Here aan sy beloftes te herinner, dat hy hulle gaan terugbring. 'n ander plek waar jy ook dit kan gaan lees is in Daniël 9, waar Daniël ook bid, dat die Here hulle moet terugbring, en hy bid ook op grond van die beloftes. En dan bid hulle, op jou stadsmure, Jerusalem, het ek wagte uitgesit, dwars deur die nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Die wagters is geestelike wagters, want hulle moet die beloftes van die Here bid, totdat hy dit waarmaak. Hulle moet volhardend sonder om op te hou, dwars deur die nag bid en pleit en smeek dat God sy beloftes sal vervul. Aangrypend die woorde van die profeet, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Gun julle self geen rus nie. Dis al beloftes wat die Here vir jou gegee het. Dis al beloftes wat jy in die woord vat. Hoe bid jy dit? Bid jy dit? En dan los jy dit net. Geliefdes, 'n mens bid net so vir die herstel van die volk van God. En in ons geval die kerk van Jesus Christus en die uitbreiding van sy koninkryk as God se saak volledig jou saak is. As jy opgeneem is deur God se saak en sy saak en agendas jou saak en agenda is en eie agendas en saak nie meer vir jou bestaan nie. Daar is nie baie van ons wat so is nie. Dis al wanneer jy so bid. Wat is die boodskap vir ons? Ons mag onsself geen rus gun by God, om by God te pleit, dat hy sy beloftes oor die volheid en die krag van sy gees vir sy kerk sal waarmaak, sodat hy die Here die eer kan ontvang. As ek agterkom, die kerk is nie waar dit moet wees nie. Ons is nie die lig wat ons moet wees nie. Ons is nie die sout wat ons moet wees nie. Wat doen dit in ons? Bid ons. So op ons knieë sê, Here, U het dit beloof. U het gesê, U gaan dit met U kerk doen. Dit is nie daar nie. Bid ons. Die oproep gaan verder. Gun hom ook geen rus nie. Die profeet sê, moenie jouself rus gun nie, maar moet hom ook nie gun hom ook geen rus nie. Gun vir God geen rus nie. Die Here inspireer sy profeet om te sê dat die mense wat bid hom nie moet los nie. Dit beteken ons gebede kan die heeltyd voor sy aangesig wees. Nou hier is 'n misterie. Weereens dis in die soewereine mag en wil van God en ons persoonlike verantwoordelikheid. God sal sy beloftes waarmaak, want hy is God. Maar hy roep ons om hom volhardend daaraan te herinner. Moenie vir my vra hoe dit werk nie. Maar dit is soos God werk in sy woord. Hy gee sy beloftes en hy sal dit waarmaak. Maar hy roep jou op en hy roep vir my op om hom daaraan te herinner en hom volhardend daaraan te herinner en te bid dat hy dit sal doen. Wat is die einddoel van hierdie smeekgebede tot God om sy beloftes waar te maak? Totdat hy haar gevestig het, totdat Jerusalem 'n loflied op die aarde gemaak het. Die 83 vertaling is hier ook nogals treffend. Julle moenie stil bly nie, totdat hy Jerusalem herstel het, totdat hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het. Totdat God die eer kry vir die herstel van sy volk. Totdat God die eer kry vir dit wat in sy kerk gebeur. Jerusalem moet weer herstel word, sodat God daardeur verheerlik kan word. Dit was die diepste motief van die ware Godvreesende Jode wat in ballingskap was. Gaan lees hoe hulle gebid het. Dit was hulle motief. Dat die eer van die Here op die spel was. Nou hierdie oproep tot volhardende gebed blyk reeds in Jesaja 62 vers 1. Daar sê die profeet, terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem nie rus nie, totdat hy geregtigheid deurbreek soos 'n helder lig, haar verlossing brand soos 'n fakkel. En hierdie profesie kom terwyl Jerusalem afgebrand is.
terwyl die tempel vernietig is, sê die profeet dit. Is dit ons passie in gebed vir die kerk op grond van die Here se beloftes? Dat ons as kerk nie net sal oorleef nie, maar dat die fakkel van die evangelie helder sal brand, Jesus sigbaar sal wees in mense se lewens, sodat mense vasgevang in sonde, hoop kan kry, wanneer hulle by ons is, wanneer hulle by ons inkom, en dat hulle kan vrykom, verlos kan word van die vloek en die oordeel van sonde. Hoe bid ons vir die liggaam van Christus, vir die aardse kerk? As die verheerliking van die Here Jesus ons hoogste passie is, sal ons ook wakker lê. Lê ons wakker oor die kerk van die Here Jesus. Wanneer lê mense wakker? As jou kind baie siek is, dan lê jy wakker. Dan lê jy wakker want jy is bang jy gaan dood. Of miskien is jou besigheid of jou boerdery in finansiële verknorsing. Nou lê jy wakker. Lê ons wakker oor God se eer. Lê ons wakker oor die kerk. Gryp dit my hart aan. Wanneer die Here Jesus in sy eer my hoogste passie is, dan sal ek in my gebed die troon van God vasgryp en ek sal wakker lê. Die hartseer is as selfverheerliking, my eie koninkryk en my soeke na my eie eer, hoe geestelik ook al my hoogste doel is, dan sal my gebede nie veel impak hê en ek sal ook nie eintlik bid nie. Geliefdes, die Here Jesus se lering oor gebed in hierdie verband is ook baie duidelik. Daai teks wat ek aangehaal het, Lukas 11, is aan die einde van sy lering oor gebed. En ons het dit al so baie gehoor, dat as ons dit lees, dan hoor ons dit waarskynlik nie meer nie, en ons neem dit nie ernstig nie. En dis ons laaste punt waarmee ek gaan afsluit. As 'n mens daarna Lukas 11 toe gaan, dan staan daar, sy disippels het vir hom gesê, Here, leer ons om te bid. Leer ons bid. En dan leer hy vir hulle die Onse Vader gebed. Hy leer vir hulle hele Onse Vader gebed. En daarna praat hy verder oor gebed, en dan leer hy sy disippels hoe om te bid. Wat beteken om volhardend te bid? Om God onbeskaamd, skaamteloos te pla. In Jesaja se woorde, jouself geen rustige nie, ook nie vir God nie, totdat hy, wat? Ons vervul met sy gees. Dis waaroor die Here hier, daai hele lering oor gebed gaan, sodat God verheerlik kan word. Nou ek gaan net vir u lees wat Jesus geleer het, want ek kan dit nie beter sê as wat hy dit gedoen het nie. En as sy woorde nie die impak het nie, gaan myne nie beter impak hê as sy woorde nie. Direk na die Onse Vader gebed, vertel Jesus 'n gelykenis van vriende. Dis 'n gelykenis van vriende wat mekaar pla in die nag. Dis letterlik wat dit is. Hierna het Jesus vir hulle gesê, dis na hy vir hulle die Onse Vader gebed geleer het. Gestel een van julle het 'n vriend en hy gaan om middernag na hom en sê vir hom, vriend, leen tog vir my 3 brode, want 'n vriend, dis 'n ander vriend, van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En daardie man antwoord van binne af, moet my nie pla nie, die deure is al gesluit en ek en my kindertjies is al in die bed, ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Dit is die punt van die gelykenis. Die vriend het sy vriend, wat nie regtig sy vriend in die middel van die nag wil wees nie, gepla met 'n versoek om 3 brode te gee vir 'n ander vriend. Maar die ander vriend is nie 'n vriend van die ou wat in die huis slaap nie. En dan sê hy vir hom, maar gee vir my 3 brode vir hierdie vriend, wat is nie jou vriend, dit is my vriend. Maar dan sê alles sal ontwrig word om die 3 brode te gee. Want almal in die huis slaap al, nou die huis het min of meer so gelyk. Die skape en die beeste en die donkies het ook hierso, daar was 'n kraal vir hulle, en as almal nou slaap, die mense met klein kindertjies sal dit verstaan. So as jy nou opstaan en almal word wakker, dan is almal wakker. En dan gaan niemand weer slaap nie. Die vraag is, het die vriend in die huis
wat nie 'n vriend wou wees toe die drie brode vir die drie brode vir die ongewenste vriend na buite te gee. Jesus antwoord in vers 8. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom gee wat hy nodig het omdat die man so onbeskaamd aanhou. Die vriend was toe 'n vriend vir die lastige vriend van buite, want hy het tog opgestaan om die brood te gee vir sy vriend se vriend wat nie sy vriend is nie. Hoekom? Die lastige vriend buite het soos 'n druppende kraan net nooit opgehou nie. Dis al wat Jesus wil vertel. Hierdie man wat buite staan was soos 'n druppende kraan. Dis amper wanneer jy en jou vrou lê en slaap en jy hoor daar loop 'n ding. Wie gaan eers opstaan? Die een vir wie dit die meeste irriteer. Die een wat deur dit kan slaap, hy is nie geplan nie. Hier is 'n man wat soos 'n druppende kraan is, hy hou net nie op nie. Totdat die vriend, wat nie 'n vriend wil wees nie, maar opstaan en dit vir sy lastige vriend buite gee. Net in geval u wonder, die gelykenis gaan nie daaroor hoe om jou vriende te kies nie. Dit gaan oor gebed. Maar wat leer hierdie gelykenis oor hierdie vriende ons oor gebed? Doop eenvoudig. God nooi jou uit om soos 'n lastige, onwelkome vriend te wees en hom soos 'n druppende kraan te pla totdat hy antwoord. Dis wat Jesus vir hulle leer. Hy het eers vir hulle die Onse Vader gebed geleer, die inhoud, hoogs teologies reg, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. En dan sê hy, bid soos 'n druppende kraan, hou net nie op nie. Net so sal God ook opstaan om jou druppende kraan toe te draai en jou te antwoord as jy doodgewoon net aanhou. Maar hou ons aan? Nee, ons doen nie. In Lukas 18 vertel Jesus die gelykenis van die onregverdige regter. En dan sê die onregverdige regter, hy sal hierdie weduwee net help, net dat sy tog net kan wegkom van hom af. En dan sê Jesus, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader julle nie gebede verhoor nie. Hoor wat sê hierdie regter. God is nie 'n onregverdige regter nie. En dit wat Jesus dan volgende sê, dan lê hy as te ware die gelykenis van hierdie drie vriende uit. Alles sluit aan by mekaar. En dan sê Jesus vir hulle, ek sê vir julle, in die lig van hierdie vriend wat so onbeskaamd, lastig was, sê Jesus, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind en vir wie klop, sal oopgemaak word. Wat is die les vir jou gebedslewe? Hou aan met vra. Hou aan met soek. Hou aan met klop. Daar het die ballinge daar in Babel sit, toe sê die Here vir hulle, die wat my soek met hulle hele hart, hulle sal my vind. Hou aan met vra, soek, klop. Doen dit onbeskaamd, skaamteloos, hou aan, soos 'n lastige vriend in die nag, en jy sal ontvang, jy sal vind, en die deur sal oopgemaak word. En as jy verkeerd bid, hou aan met bid. En as jy met verkeerde motiewe bid, hou aan met bid. Want as jy volhard om aan te hou bid, dan sal God daar waar jy op jou knieë is, sal homself in jou openbaar en hy sal jou motiewe suiwer. Maar as jy nie bid nie, kan die Here dit nie doen nie. Hy kan dit net doen as jy op jou knieë is. As jy sy aangesig soek. En weet julle, dis die ding wat ons die moeilikste doen, is om regtig tyd met God in gebed deur te bring. Ons het tyd vir alles anders, maar nie vir gebed nie. Ons koop nie ons tyd met God uit nie. En jy het al hierdie beloftes. Ek het vir jou 'n lang lys beloftes gelees in die Here Jesus se lering hier. Maar dis die ding wat ons nie doen nie. Jesus sluit sy lering oor gebed af en wys dan wat dit is waarvoor ons volhard moet bid. Eers die Onse Vader gebed, dan ons moet skaamteloos vra soos hierdie
lastige vriend, aanhou, vra, klop, soek. En dan sluit hy sy lering af, waarvoor ons volhardend moet bid. Hy het nou vir ons gesê hoe ons moet bid, en nou sê hy vir ons waarvoor ons moet bid. Wat dit is wat die Vader eintlik vir ons wil gee. En dan sê hy vir hulle, watter vader onder julle sal as sy seun om 'n vis vra, om 'n slang in plaas van 'n vis gee? Ek het nou maar die prentjies opgesit en sien die mense die kontras baie duidelik. Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Die hele lering oor gebed gaan daaroor. Dat ons moet bid en skaamteloos, aanhoudend vra daarvoor. Geliefdes, dink daaraan, die Vader het reeds sy seun oorgegee om vir ons te sterf. So lief is hy vir ons. Dit het hom alles gekos. Daarom sal hy niks van ons terughou wat hy beloof het om vir ons te gee, nou dat ons sy kinders is nie. Paulus praat ook daaroor in Romeine. Wanneer die Vader die Heilige Gees aan sy kinders gee eintlik homself. Want dit is die drie enige God. God begeer om dit meer en meer en in groter volheid te doen, as ons net maar vra. As ons sy aangesig soek. As ons tyd met hom spandeer. Ons maak tyd vir klomp goed. Maar gebed, 'n gesamentlike gebed, is die ding wat die heel agter is. Ek sluit. Die Hemelse Vader sal die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Vra in Jesus se naam, vra volgens sy wil, sodat die Vader verheerlik sal word, vra op grond van sy vele beloftes, vra skaamteloos, aanhoudend, dag en nag, sonder om hom rus te gee, en hy sal antwoord. Amen. Kom ons gee geleentheid vir gebed. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, dat ons self elkeen kan verootmoedig oor ons persoonlike stilte tyd, oor ons persoonlike gebedslewe, en by die Here stil raak oor dit, en ook oor hoe ons met ander gelowiges saam bid. Kom in onsself verootmoedig voor die Here, en ook oor ons gemeente. Ons gee geleentheid vir gebed, en dan sal ek afsluit.